Baie welkom aan almal wat saam met ons vanoggend hier is, almal wat saam met ons ook gaan deel in die nagmaal van ons Here Jesus Christus. Vanoggend kom die woord van die Here na ons toe vanaf 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 24, sowel as uit Matteus 6 vers 9 tot 13. Matteus 6 is natuurlik die bekende Onse Vader, wat ons saam lees uit die 53 vertaling. Die 33-53 vertaling van die Onse Vader is nader aan die oorspronklike teks as wat die 83 is. Sowel as Korintiërs lees ons egter uit die 83, omdat dit die vertaling is wat ons gewoonlik gebruik. Saam met dit lees ons ook die belydenisskrif uit die Heidelbergse Katekismes, Sondag 52. Vraag en antwoord 128 en 129. 2 Korintiërs 1 vers 12 tot 24, die 83 vertaling. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen en teenoor julle in besonder opgetree het met 'n openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mens gelei nie, maar deur die genade van God. In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. Tot nou toe het julle ons mekaar gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots op ons wees soos ons op julle. Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die planne gemaak het om julle te besoek, sodat julle twee keer 'n bewys van genade kan ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Macedonië toe besoek en weer op die terugreis van Macedonië af, en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe. Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorweging gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem ja en nee sê? So seker as God getrou is, ons woorde aan julle was nie tegelykertyd ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. En daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek roep God tot getuie en staan met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar dat ek toe nie Korinthe toe gekom het nie. Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in geloof. Maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Net tot daar. Vers 20 is dan ons fokusvers. Hy is die ja van God en ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. Ons blaai dan nou na die 83 of die 53 vertaling van Matteus toe. Ons kan die ander vertalings ook saam lees, maar ek gaan vir ons die 53 lees. Christus het natuurlik gepraat en hy het hulle geleer hoe om te bid. En hy sê, so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons fokusvers daar is vers 13. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Saam met dit, as julle julle psalmboeke by julle het, is julle welkom om saam te lees die Heidelbergse Katekismes,
vraag en antwoord 128 en 129, Sondag 52. Die laaste Sondag in die Heidelbergse Katekismus. Dit is ook dan nou vandag die laaste preek in ons reeks rondom gebed wat sin maak, en daarom sluit ons dan nou ook af met hierdie 2 vrae en antwoorde. Hoe sluit jy jou gebed af? Antwoord. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dat alles van U, omdat U as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Vraag en antwoord 129. Wat beteken die woord amen? Amen wil sê, dit is waar en dit is seker. Want ons gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Ons tema van vandag se prediking, dit is waar en dit is seker. Die laaste preek in die preekreeks, gebed wat sin maak. Geliefdes, wanneer ons te doen het met die tweede brief van Korintiërs, moet ons in gedagte hou dat Paulus was by hulle gewees op 'n stadium. Paulus het met hulle in 'n verhouding gestaan. Paulus het hulle geleer en gelei en gehelp. Paulus het erns gemaak met sy verhouding met die gelowiges ook daar. Voor die tweede brief aan Korintiërs, soos wat ons dit in die skrif sien, was al waarskynlik volgens kerklike tradisie en uit teksgegewens nog 2 ander briewe van Korintiërs wat ons nie weet waar dit is nie. So, 1 Korintiërs is die eerste brief, dit is wat ons ken as 1 Korintiërs. Dan Korintiërs het 2 briewe gekry, 2 en 3, en dan die 4de brief, wat ons dan ken as die tweede brief van Korintiërs, is dan waaruit ons vandag fokus. Hoekom het ons nie die ander 2 briewe gekry nie? Want dit maak nie saak nie. Daar is ons niks in daardie briewe wat ons saligheid sal bevorder of wegneem daarvan nie. God het dit ook so beskik dat ons nie daai inligting of daai inhoud hoef te hê nie. Want die eerste en die tweede boek van Korintiërs is genoegsaam om van God te leer. Nou, terwyl ons hier saam lees, sien ons natuurlik die Here en ons leer die Here ken, maar ons sien ook iets van die gemeente van Korintiërs. Hier in hierdie teks sien ons dat daar teenstanders gekom het. Mense wat nie regtig so lief was vir Paulus nie. Mense wat teenkanting gebring het oor die bediening wat hy daar gedoen het. Mense wat gevoel het, Paulus het ons weer in die steek gelaat. Hy het beloof hy kom, maar nou het hy nie gekom nie. Nou waar is hy nou? Mense wat gevoel het dat Paulus het hulle rad voor die oog gedraai. Met ander woorde, die mense in die gemeente van Korintiërs het onderling begin gesels en gepraat. Die mense het gehoor dat Paulus sal kom. Waar is hy? So hy het ons gejok. En toe onderling begin hulle by mekaar skinder. Hulle begin by mekaar leuns vertel. Hulle begin wanindrukke skep. Hulle begin onmin saai. Want waar is Paulus dan? Gee hy regtig om vir ons? Sal hy regtig hierso wees? En hierdeur sien ons dat Paulus se gesag as apostel dan nou aangevat word deur hierdie onderlinge geskinder, gepraat, leuns wat verkondig is, waar daar gepraat word uit woede, wat verhoudings afbreek. Soveel so dat Paulus nou moet kom en sê, die is wie ek is. Ek is nie net 'n apostel nie, ek is gestuur deur God. Daar is ongelukkigheid by die gemeente in Kolossense. In Korintiërs, skus. Daar is ongelukkigheid by die gemeente. Maar ten spyte van die ongelukkigheid en die twis wat daar is, en hierdie onderlinge gepraat en gesprek wat eintlik net leuns verkondig, het Paulus nie lelik gewees teenoor hulle nie. Hy was nie lelik nie. Inteendeel sien ons in die laaste 4 hoofstukke
ten spyte van hierdie gespanne verhoudings wat daar is, ten spyte van die geskinder en die lospraatjies wat daar is, die wantroue wat ingekom het, sê hy nog steeds vir hulle, wees bly, streef na volwassenheid, leef eensgesind met mekaar, leef in vrede met mekaar. Ons sien dan ook in hierdie laaste 4 hoofstukke, waar hy praat van God se liefde en sy vrede, wat hy ook vir die gemeente toebid. Hy sê dan ook vir die gemeente, hy is nie kwaad vir hulle nie, en dan sê hy vir hulle, julle moet mekaar ook groet met die broederlike kus, 'n heilige kus. En dan natuurlik laastens die bekendste, die trinitariese seëngroet. Ondanks hierdie misverstande, ondanks hierdie onderlinge twis en onderlinge stryd, het Paulus nie net besluit ek is nou klaar nie. Paulus het homself kom verdedig en gesê dat Christus, God self het my gestuur. Ek is in diens van God. En ondanks hierdie misverstande wat daar is, gaan ek nie anders te begin optree nie, want ons is nog steeds 'n eenheid in Christus. Die vorige hoofstuk of die vorige brief van Korintiërs in Korintiërs 1 sien ons dat Paulus het die mense reguit aangespreek en gesê, julle ontsuur die nagmaalstafel. Julle wag nie vir mekaar, julle doen net wat julle wil. Almal eet net wat hulle kan. Mens kan net so met iemand praat as jy in 'n verhouding met hulle staan. Hy praat reguit met hulle. En dan nou, ondanks die eerste brief se inhoud en nou die tweede brief se inhoud, het hy nie besluit hy's klaar met die mense nie. Hy bid nog steeds die vrede en die liefde van die Here vir die gemeente. Maar ook die seën van God, die drie-enig. Paulus kom stel die gemeente van gelowiges reg en hy herinner hulle dat hulle nie in die sonde moet handel nie. Maar dan moet eensgesindheid wees onder mekaar. Juis ook wanneer hulle die fees vier van die nagmaal, moet daar eensgesindheid onder mekaar wees. Om die gemeente te verseker dat Paulus nie onmin wil saai nie. Want dit is nou wat die praatjies wat daar aangaan. Hulle sê Paulus, hy gee nie om nie. Hy probeer onmin saai by ons. Dis hoekom hy nie doen wat hy sê hy gaan doen nie. Nou, Paulus om die gemeente te kom verseker, stel hy hulle nie net aan homself onder, hy sê nie net dit is ek wie ek is nie, ek is die apostel nie, maar hy onderwerp hulle en stel hulle voor God. En die eerste keer sien ons in vers 18. So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tergelykertyd ja en nee nie. Hier sien ons die eerste tekens waar Paulus praat van God die Vader. Hy sê God, ek roep God as getuie. Ons het nie gekom om tweespalk te bring nie. Ons het nie gekom om onderlinge twis te veroorsaak nie. Toe ons gesê het ons kom, dit was ons oortuiging geweest, ons sal kom. Ons sê nie net ja om later nee te sê nie. So God, die Vader, is die getuie hiervan. Nie ek nie, nie ek Paulus of Theophilus of Timotheus of enigiemand, maar God. Hy is die getuie daarvan. Die Vader. En dan vers 21 en 22 stel Paulus hulle dan nou voor die Seun, Christus. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. Paulus bevestig die amen. Dit is waar en dit is seker. Ons voornemings was waar en dit was seker. Kyk, in die naam van Christus, dit is so. Hy roep Christus as getuie. En dan gaan hy verder en dan getuig hy ook van die Heilige Gees. As dit nie genoeg is dat Paulus vir God die Vader en die Seun roep as getuies nie, dan sê hy nou in vers 22, as sy eiendom beseël en die Heilige Gees van ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Hy bevestig dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees al drie getuies is, voornemings goed was. Hoekom sal ons enigsins onderlings moeilikheid maak? Hoekom sal ons enigsins onderling wil tweestryd veroorsaak?
Hoekom sal ons enigstens onderling twis wil veroorsaak? Ons is dan beseël as eiendom van God. En dit getuig van die eenheid wat daar behoort te wees. Die eenheid wat daar moet wees, ook tussen gelowiges wat aan 'n nagmaalstafel sit. En sodoende roep Paulus die God van hemel en aarde as getuie van sy eie voorname, sy eie voornemings. En ons bely dit ook saam in die hand van die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 128, sowel as in Matteus 6 vers 13. Hoekom roep Paulus God as die getuie? En dan sê hy dit vir ons, en ons bely dit ook saam, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Omdat God koning is oor alles, oor almal, en ons in hom eensgesind is, hoekom hierdie slegte omstandighede dan in die liggaam van Christus? Ons moet dan juis 'n eenheid wees. Omdat hy mag het oor alles, selfs oor gebroke verhoudings, wat aanleiding gee tot die liggaam van Christus, wat skade ly op aarde. Hy lewer ook die goeie uit sy hand uit. Nie vir my en jou onthaalwe nie, maar vir sy naam ontwil. So Paulus sê basies hierso, so, val my maar aan. Sê maar wat jy wil. Doen wat jy wil, vat my karakter aan. Maar ek het nie self besluit om na julle toe te kom nie. God het my gestuur. Paulus is blote instrument in die hand van die Here, en omdat hy 'n mens is, gebeur menslike dinge. En omdat hy mens is, gebeur dit soms dat planne nie altyd uitwerk nie. Want wat Paulus sê is amen. Dit is waar en dit is seker. Dit is ook presies wat die woord amen beteken. Dit sal so wees. Ons sien 'n baie mooi beeld van die woord amen in Deuteronomium 27, waar die Here 'n reeks waarskuwings uiter en hy spreek dit en hy maak hierdie stellings, en met elke stelling of elke vervloeking sê die volk van God amen. Dit sal so wees. Die Here gee 'n waarskuwing. As julle van my afwyk, sal julle gestraf word. En die volk sê gesamentlik, amen, dit sal so wees, dit is waar en dit is seker. Nog 'n voorbeeld van die amen sien ons in 1 Johannes 5 vers 21. My kinders, bewaar julself van die afgode. En dan antwoord die gemeente, die mense aan wie Johannes die brief behoort te skryf, met 'n amen. Of aan wie hy geskryf het, behoort hulle te antwoord met amen. Hoe mooi is dit dat ons hier in 2 Korintiërs 1 vers 19, sowel as in Openbaring 5 vers 1 tot 14 geleer word, dat amen is nie net 'n eenvoudige woord nie. Amen het substansie. Amen het diepte. Dit is gewortel. Dit is die antwoord op enige vraag. Want die amen, soos Korintiërs en Openbaring en Johannes ons leer, is Christus. Dit word ook bevestig in ons geloofbelijdenis wat ons saam bely. Christus is die antwoord op al ons gebede. Die beloftes wat God maak, word ook vervul deur Christus. So wanneer ons sê amen, sê ons dit is so. Geliefdes, wanneer ons na die nagmaalstafel toe kom, kan ons maar weet dat Christus het dit bewerk. Amen. Dit wat hy gedoen het met sy liggaam, met sy bloed, dit verseker ons van die beloftes wat vervul is, wat God gemaak het. Amen. Paulus het nodig gehad om na die gemeente toe te skryf, en hy sê vir hulle, maar dit is wie ek is 'n apostel van God, wat my gestuur het. Ek en jy het ook nodig gehad
om te sê, Here, ons is jammer oor die sonde wat ons gedoen het. Maar in plaas daarvan dat ons voor God kom staan Christus voor God. En hy pleit namens ons. Hy dra die straf namens ons, sodat ons nie hoef nie. Christus is inderdaad die waar en seker, die amen, die einde van die gebede, maar ook die antwoord vir elkeen van hulle. Christus is waarlik verseker ons voorspraak en ons verlossing. In ons eie onbetroubaarheid en ons eie sonde sal ons nie daaruit gekom het nie. En daarom wanneer ons by die nagmaalstafel kom sit, herdenk ons die dood van ons Here Jesus Christus. Want dit is waar en dit is seker. Dit is feite. Ons word herinner aan die rykdom van die vergifnis. Dit is waar en dit is seker. Dit is feite. Ons herdenk die verlossing deur die genade, deur geloof. Dit is waar en dit is seker. Geliefdes, kom na die nagmaalstafel toe. Kom met vrymoedigheid. Want Christus het vir ons voorspraak gemaak. Kom na die nagmaalstafel toe as eenheid. Dat ons vas staan in God en in Christus, opgewonde oor ons verlossing, wat ons juis eenheid maak. Geliefdes, God self bring die tafel vir ons in gereedheid. Dit is waar en dit is seker. Amen. Ons is met die hemelse spys en drank gevoed. Dit is vas en dit is waar, dit is amen. Ons kan nou weer opstaan in hierdie sondige wêreld en ons kan aanbeweeg en aangaan vas staan op Christus. Ons kan in hierdie sondige wêreld waar ons vir gebroke verhoudings het, waar ons in gebroke verhoudings en in families saam is, kan ons vas staan op die amen. Want Christus het dit vir ons bewerk. Ons kan verhoudings wat daar gebrek is en wat gebreek is, kan ons genees. Ons kan vergewe. Ons kan aanbeweeg van 'n situasie wat in die verlede ongemak veroorsaak het. Ons kan verseker weet, wanneer ons in probleme is, waar daar gebreekte verhoudings is, waar daar tweespalt is, waar daar ongehoorsaamheid en ongerieflikheid is, kan ons tot die Here nader. Juis omdat Christus vir ons gewys het hoe 'n gesonde, herstelde verhouding met ons Vader lyk. En daarom kan ons die verhoudings waarin ons is, wat gebreek is, wat seer gekry het, sodat ons weer 'n eenheid kan vorm, vergewe en versoen. En daarom, wanneer ons bid en ons sluit ons gebed af met amen, is dit nie net bloot 'n manier om 'n gebed af te sluit nie, maar dit is iets waarvan ons oortuig is waar en seker. Dieselfde met ons verhoudings wat gebroken is, wat gebreek het, wat skade gelei het. Wanneer ons bid in nederigheid en afhanklikheid van die Here, en ons bid en vra vir genesing en herstel, sal dit ook so wees. Amen. Ons roep ook die amen as getuie, daar waar genesing en herstel plaasvind. Saam met amen verseker dit ons dat God die amen is, wat ons gebede verhoor. Hy wil 'n gesonde, herstelde verhoudings met ons lewe. En omdat Paulus eerstens die wil van die Vader leer ken het, wil hy ook met die gemeente in Korinthe eensgesind saam lewe. Hy wil verhoudings bevorder. Hy wil die seer wat daar is verwerk. So ons kan ook saam met hom
seker wees dat wanneer ons bid dat die Here ons help om dit te doen. Amen. Dit sal so wees. Daar waar die liggaam van Christus seer gekry het vanweë onderlinge gekonkel, onderlinge geskinder, onwaarhede verkondig, daar kan steeds genesing plaasvind en die nagmaalstafel is 'n bewys daarvan. Die versoening wat gekom het tussen ons en God. Want geliefdes, in hierdie wêreld gaan ons seer kry. In hierdie wêreld gaan daar seer wees en ongemak wees, ongereed wees. Maar deur die amen, wat ons gebede verhoor, wat afgesluit word, amen, sal daar herstel wees. As dit nie genoeg is dat Christus vir ons die amen is nie, gee hy vir ons ook die Heilige Gees. En dit is juist wat ons ook vandag op Pinkster vier. Dit is vandag Pinkster Sondag. God het nie nodig gehad om Christus te stuur nie, maar hy het dit gedoen want hy die wêreld so lief gehad. Christus het nie nodig gehad om te sê, daar kom iemand na my nie, maar hy het dit gedoen, sodat die Heilige Gees die werk van Christus, wat hy verder, dat die Heilige Gees wat in die wêreld inkom, die werk van Christus verder kan voer. Dat daar die verhouding wat genees is, daar die verhouding wat versoen is, en tyd weerkans mooi kan lyk, volgens die wil van God. En dit kan alleenlik gebeur met die werking van die Heilige Gees. Wat is Pinkster? Pinkster Sondag is die vier waar die Heilige Gees uitgestort is. Jesus het sy disippels beloof dat daar sal een wees wat saam met julle sal wees. Handelinge 1:8. Die uitstorting van die Heilige Gees is 'n eenmalige gebeurtenis. Dis nie iets wat elke dag plaasvind nie. Dis 'n gebeurtenis in die verlede wat 'n nuwe era aanbreek. Dit is 'n ewige era wat wys dat God ons nooit alleen laat nie. Hoe dit gelyk met die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was 'n rukwind, daar was tonge van vuur. Mense het in snaakse tale begin praat. Die Heilige Gees het op verskillende maniere sigbaar geword. Die werking van God het op verskillende maniere sigbaar geword, sodat sy koninkryk kan kom, sodat sy wil kan geskied. Liefdes, die Heilige Gees het ook gekom sodat ons daar waar die eenheid skade gelei het, nie mekaar afbraak en verder verneder en mekaar ignoreer, maar dat ons kan vergewe, kan versoen en die eenheid kan versterk. En dit is wat die Heilige Gees ook kom doen in ons, sodat ek nie sal kyk na van ander se foute nie, maar dit eers sal fokus op my verhouding met God, sodat ek sal opkyk en inkyk en daarna eers uitkyk. Liefdes, in 2 Korintiërs 13 vers 11 tot 12, soos ons vroeër vermeld het, kom die werking van die Heilige Gees kragtig deur Paulus tevoorskyn. Want dan hoewel Paulus waarskynlik kwaad is vir die gelowiges in Korinthe, waar hy waarskynlik teleurgesteld is, los hy dit nie. Hy sê vir hulle, wees volhard in geestelike volwassenheid. Groet mekaar met die broederlike groet, in die ouer vertaling 'n heilige kus, en dan uiteindelik die seëngroet. Paulus het ongeag die omstandighede in die liggaam, hy steeds die liefde van Christus uitgestraal. Maar elkeen van ons waarlik herinner word aan die amen, aan die einde van ons gebede, is nie net 'n woord nie. Dit is waar en dit is seker.
Want Christus is waar en seker.